Goeiemôre liewe vriende. Vergun my asseblief die geleentheid om ook namens die kerkraad van die NG Gemeente Falconridge ons innige simpatie te betuig aan u as familie en vriende van David Roux. En vandag hier voor te staan en hierdie gedenkdiens te lei is regtig nie maklik nie. Ek ken vir David nou al vir meer as 31 jaar. Ons het al 'n lang pad saam gestap. Ons het al ure gesit en gesels en kuier. Om so te sien die laaste ruk in die hospitaal, hoor dat hy swakker word en agteruit gaan, was regtig nie aangenaam nie. En daarom is ons dankbaar vir die verlossing en die genade wat hy nou ervaar en beleef het. Maar vir ons wat agterbly, is dit hartseer. Dit is nie maklik nie, en dit is ook nie lekker nie. Maar ons weet waar ons troos vandaan kom, en ons gaan dit ook vandag vir mekaar weer sê en mekaar weer daaraan herinner. Maar voordat ons daarby kom, wil ek graag vir julle 'n paar foto's wys, sodat ons daardie kosbare herinneringe wat ons het van David kan koester. In die hart van ons land, in die groot Karoo, graaf net uitgeswoer, soos 'n rondvet kan broer. Sondagsrivier het jou mooi omgesloon, en jy kan hoor baie jare se skatte nie droom. En daar is Warriebos en Wildebroek, noem en granaat, tussen Soedoen en Karee, kry koedoebels en maat. En daar is Warriebos en Wildebroek, noem en granaat, tussen Soedoen en Karee, kry koedoebels en maat. Die hange van Sneeuwberg en Ouberg se rand, steek die hoogmiddagson, kan nie dood aan die brand. Angora bokkuddes, ook soos melk oor die hand. En die jong mense jong, by Vereinigings was stam. En daar is Warriebos en Wildebroek, noem en granaat, tussen Soedoen en Karee, kry ek koedoebels en maat. En daar is Warriebos en Wildebroek, noem en granaat, tussen Soedoen en Karee, kry ek koedoebels en maat. Die noordweste wind stof spandoos kop af, huil deur kokers en draf verlaat net om kaf. Dik draai om jaar toet se overstop, voet deur Drosdeyhof en lui die slaapklok. En daar is Warriebos en Wildebroek, noem en granaat, tussen Soedoen en Karee, kry ek koedoebels en maat. En daar is Warriebos en Wildebroek, noem en granaat, tussen Soedoen en Karee, kry ek koedoebels en maat. Stap ons vandag verby 'n groen museumdeur, en vier dan 'n traan
oor 'n uitdagse vuur, word gister se laaspoor môre se hoer. Graaf net 'n pad deur ons harte kom loop. En daar is Waribos en Wildebrui, noem en granaat, tussen Soeren en Karee, kry ek Goedewil sy maat. En daar is Waribos en Wildebrui, noem en granaat, tussen Soeren en Karee, kry ek Goedewil sy maat. Ek wil graag vir u nou 'n paar minute geleentheid gee vir stil gebed en dan sal ons met die erediens voortgaan. Ons Vader wat in die hemel is, saam met die psalmdigter van Psalm 121, kyk ons vandag ook op na die berge en wonder ons, waar sal ons hulp vandaan kom? Maar net soos hy weet ons ook, ons hulp kom van U, Here, want U het die hemel en die aarde gemaak. U bly vir altyd getrou, en U laat nooit die werk van U hande vaar nie. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God ons Vader en van Jesus ons Here, deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Kom ons sing lied 163, soos 'n wildsbok wat smag na water, smag my siel na u, o Heer. Ons gaan al 3 verse saam sing. Kom ons buig nou in aanbidding voor die Here. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, voor u hemeltroon kom kniel ons vandag, om u te aanbid as die Here, die Almagtige, die Skepper God wat hemel en aarde gemaak het, om u te aanbid as die God wat elkeen van ons kunstig in ons moederskoot aan mekaar geweef het, om u te aanbid, omdat u by was toe ons gebore was, toe ek daar was toe ons groot geword het, skool toe gegaan het, gaan leer het, begin werk het, getrou het, kinders gekry het. Ons aanbid u omdat u ons ook bygestaan het deur ons ouerskap, ook grootouerskap en grootouerskap. Omdat u die God is wat met al ons lewensdae goed bekend is. Ons aanbid u omdat die dood van u dienaars vir u geen geringe saak is nie. En omdat Jesus gehuil het by die graf van Lazarus. Ons aanbid u as die God wat ook hier vandag by ons teenwoordig is. En wat deur die woord en deur die Gees vir ons wil troos, bemoedig en versterk. En daarom bid ons Vader, dat dit ons elkeen sy persoonlike belewenis sal wees, dat die elkeen van ons aanraak, in die groot liefde en genade, en dat hierdie woorde wat ons gaan hoor, woorde sal wees, wat as het ware uit u mond self uitkom, en dat u ons daardeur sal troos, in hierdie tyd van hartseer, droefheid en rou. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ja, geliefdes, om afskeid te neem van iemand
saam met wie hy 'n lang pad gestap het. Dis nie maklik nie. Dis 'n hartseer ding om te doen. Veral as dit jou lewensmaat, jou huweliksmaat is. Of jou pa, jou oupa, jou oupa grootjie. En dit is selfs moeilik vir ons wat vriende van hom was, kollegas, mense wat saam met hom gaan kamp het met die karavaan, mense wat broers of susters dalk was, dalk 'n skoonma of 'n ma, wat ook al jou verbintenis was met Dawid. Vandag is daar tog 'n hartseer in jou binneste. Ek onthou toe ek by hom in die hospitaal was en hy nog helder by was en lekker kon gesels, hoe dat hy gepraat het oor die huwelik volgende naweek, wat hy so graag sou wou bywoon. Maar hy het ook gepraat van hoe moeg hy is vir die situasie waarin hy was, vir die siekte, vir die lyding, vir die bed, vir die hospitaal, vir die siek wees. En hy het ook gesmag na verlossing. En alhoewel hy baie graag volgende naweek persoonlik by die huwelik sou wees, dink is 'n agterkleinkind, is ek reg? Kleinkind of 'n agterkleinkind? Kleinkind. Alhoewel hy graag persoonlik daar sou wou wees, glo ons dat hy in die gees, ook in ons harte, in ons herinneringe, saam met ons daar sal wees. Maar dat die verlossing wat hy nou ervaar en beleef, al die swaar kry hier op aarde verre weg oortref. Hartseer is ook hoe Jesus se disippels gevoel het. Ons gaan vandag saam lees uit Johannes 14. Maar voordat Johannes 14 begin, is Jesus in Johannes 13 besig om iets baie vreemds te doen. Die gedeelte begin met die woorde, hy het sy mense wat in die wêreld is lief gehad, hy het hulle tot die uiterste toe lief gehad. En dan doen hy iets wat net 'n slaaf in daardie tyd gedoen het, hy begin hulle voete was. En dan stel hy die nagmaal in. En dan sê hy, wat gaan met hom gebeur? Hy gaan gevange geneem word, gekruisig word, en hy gaan weer opstaan uit die dood. Hy wys sy verraaier aan, en hy wys sy verloner aan. En al hierdie goed het sy disippels hartseer gemaak, dit het hulle ontstel. Hulle was bedroef oor al hierdie woorde. En ook omdat Jesus gesê het, dat hulle almal hom in die steek gaan laat. Hartseer en bedroef. En dan antwoord Jesus hulle in Johannes 14, om hulle te vertroos, en hy sê vir hulle, julle moenie ontsteld wees nie. Glo in God. Glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan. Thomas sê toe vir hom, Here, ons weet nie waarheen u gaan nie.
kan ons dan die weg daarheen ken? Jesus het vir hom gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. As julle my ken, sal julle my Vader ook ken. En van nou af ken julle hom en sien julle hom. Toe sê Filippus vir hom, Here, wys vir ons die Vader en dit is vir ons genoeg. Baie interessante versoek, want in die Ou Testament staan dit baie duidelik en God het dit vir Moses ook gesê en op baie ander plekke lees ons dit ook, dat niemand God kan sien en kan bly lewe nie. Filippus se versoek is dis 'n vreemde versoek. En dan sê Jesus vir hom, ek is al so lank by julle en ken jy my nie, Filippus? Wie my sien, sien die Vader. Hoe kan jy dan sê, wys vir ons die Vader? Glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek met julle praat ek nie uit my eie nie, maar dit kom van die Vader wat in my bly en sy werke doen. Glo in my, omdat ek in die Vader is en die Vader in my, of anders, glo op grond van die werke self. Dit verseker ek julle, wie in my glo, sal ook die dinge doen wat ek doen, en hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat ek na die Vader toe gaan. Wat julle ook al in my naam vra, sal ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. As julle my iets in my naam vra, sal ek dit doen. Ja, geliefdes, die dood is ontsettend ontstellend. En daarom is Jesus se woorde gerusstellend wanneer hy sê, moenie ontsteld wees nie. In plaas van om ontsteld te wees, moet julle eerder iets anders doen. En dit wat julle moet doen is om te glo. Glo in God. Glo ook in my. Die belangrikste ding wat enige een van ons op aarde kan doen, is om in Jesus Christus te glo. Dis belangriker as al die grade wat jy verwerf, al die aanstellings wat jy kry, as jou huweliksdag. Om in Jesus Christus te glo is die belangrikste ding wat jy in jou lewe kan doen, want die Bybel stel dit baie duidelik, die wat in Jesus glo, het die ewige lewe. En ek is in my hart oortuig daarvan dat Dawid in Jesus geglo het. Hy was lief vir Jesus en hy het hom gedien. Wanneer hy kon, was hy hier in die kerk en hy daar gesit, saam met Magda. Hy het al die pad gery daar van sy plaas af, 47 kilometer van hier af, om kerk toe te kom. 'n Mens doen net dit, as jy in Jesus glo. Jy doen nie al daardie moeite, as jy nie in hom glo nie. En daarom het ek in my harte gerusheid. Dawid kon ook pragtig sing, en hy het baie keer saam met ons in die koor gesing, en hy het baie keer ook saam met ons mikrofoon gevat, en hiervoor gestaan en sing, in sy jonger dae. Het was lekker om na sy pragtige stem ook te kon luister, en wanneer hy gesing het, kon jy ook in die manier waarop hy sing, sien en hoor, dat hy in Christus glo. Ons moet sy voorbeeld volg. Jesus sê, in die huis van sy Vader is daar baie woonplek. En as dit nie so was nie, sou hy nie gesê dat hy gaan om vir ons plek gereed te maak. En as ons plek in die hemel, wat hy besig is om gereed te maak, gereed is en klaar is, wat doen hy dan? Dan kom haal hy ons, sodat ons ook kan wees waar hy is. Sodat ons ook by die Vader kan wees en in sy heerlikheid kan deel vir ewig en vir altyd. En ons glo, omdat Dawid in Jesus geglo het,
dat sy woonplek gereed was. Sondagoggend 8:00 was die laaste afrondingswerk van sy hemelwoning voltooi. En het Jesus hom kom haal, om vir altyd by hom te wees. Ons moet sy voorbeeld volg. Jesus gaan almal wat in hom glo kom haal, om in sy ewige vreugde te deel. En ons moet dit glo. En as 'n mens dit glo, dan lyk jou lewe anders as iemand wat dit nie glo nie. Iemand wat dit nie glo nie, leef vir homself. Leef dalk vir ander mense. Lewe vir sy werk, vir sy stokperdjies, vir sy versamelings, vir sy geld, vir enigiets anders. En dan gaan hy nooit in Christus se vreugde, sy ewige vreugde, kan deel. Want Jesus sê, hy is die weg en die waarheid en die lewe. Die disippels wil weet, hoe lyk die weg na die Vader toe? Watter pad moet ons loop om daarby uit te kom? In vandag se taal sal ons nou sê, watter adres moet ek in my GPS intik? Of van my selfoon, kan jy vir my 'n pin location stuur, sodat ek daar kan uitkom? In Dawid se konteks, vir dit waarvoor hy ook lief was, sy plaas, sy bramane, sou mens kon sê, as jy vir Dawid sou vra, 2:00 die middag, Dawid, waar is jou beeste? Dan sal hy jou onmiddellik na hulle toe kan vat. Want elke dag, 2:00, is die beeste daar. En 3:00 is hulle daar, en op die regte tyd dan kom hulle terug kraal toe. Hulle het mos 'n pad wat hulle loop. Ek het dit nie geweet nie, Dawid het dit vir my vertel. Hulle ken 'n pad, om weer by hulle huis, by hulle kraal te kan uitkom. 'n Pad wat die bulle en die koeie vir die kalwers leer. 'n Pad wat ouers ook vir hulle kinders moet leer. 'n Pad na die ewige lewe, na die Vader toe. En daardie pad is nie 'n pad wat jy 'n pin location voor kan kry wat jy in jou GPS kan intik nie. Daardie pad is 'n persoon. Dis Jesus. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. En net deur hom kom jy by die Vader uit. In hierdie gedeelte wil Jesus baie duidelik vir sy disippels sê wie hy is, wat sy identiteit is. Hy is God. Alhoewel hy volkome mens was, was hy ook volkome God. Hy het hierdie twee nature gehad. Moeilik vir ons om te verstaan. Het gaan ons verstand te bowe. En so die disippels ook gesukkel om te verstaan waarvan Jesus praat. Want hulle sê, wys ons die Vader en dis vir ons genoeg, maar Jesus sê vir hulle, as julle my ken, sal julle my Vader ook ken. Van nou af ken julle hom en sien julle hom. Want wie my sien, sien die Vader. Wie my ken, ken die Vader. Wie na my woorde luister, luister na die woorde van die Vader. Want dis die Vader wat deur my met julle praat. Want ek en die Vader is een. En hierdie wonderwerke wat julle sien, blindes wat weer sien, dowes wat weer hoor, krepeles wat weer loop, dooies soos Lazarus en Tabitha, mense wat uit die dood opgewek word. Hierdie wonderwerke is die werke van God self, want net God is almagtig om dit te kan doen. En as Jesus dit doen, dan wys hy daarmee, ek
is God. Dis wat Jesus daardeur wys. En daarom sê hy, glo in my, omdat ek in die Vader is en die Vader in my of anders. Glo op grond van die werke self, die wonderwerke wat julle sien. Glo op grond daarvan, dat die Vader in my is en ek in die Vader. En dan sluit hy die gedeelte af deur vir hulle te sê, wat julle ook al die Vader in my naam vra, sal ek vir julle gee, sodat die Vader daardeur verheerlik kan word. Omdat Jesus God is, kan hy ons gebede verhoor. En uit onkunde dink baie mense, maar as ek nou bid, my oë toe maak en sê, Here asseblief tog, as ek nou my oë oopmaak, moet hier buite 'n Ferrari LaFerrari staan, 'n rooie. En dan maak ek my oë oop, nou staan daar nie een en dink ek, nee, maar God bestaan. Want ek het dan nou gevra, hy het ons gesê, wat julle ook al in my naam vra, ek het nou in Jesus se naam gevra, sal hy vir my gee, nou is daar nie 'n Ferrari nie, hoekom staan daar nie 'n Ferrari? Wanneer 'n mens so oor God dink, dan ken jy hom nie. Dan verstaan jy hom nie. Dan begryp jy nie dat gebedsverhoring beteken God luister na al my gebede. En hy sê vir my, ja, as die tyd daarvoor ryp is, en dit volgens sy wil is, dan kry ek waarvoor ek vra. Hy sê ook vir my partykeer nee, wanneer dit nie volgens sy wil is nie, en gewoonlik is dit omdat dit nie tot my bes wil is nie, dat dit ook nie volgens sy wil is. En soms sê hy vir my, wag 'n bietjie. Want dit is wel volgens sy wil, maar die tyd is nog nie ryp nie. Op die regte tyd sal hy dit vir my gee. En daarom as ek oortuig is, iets is God se wil, kan ek maar aanhou om dit te vra in die naam van Jesus. In die verwagting dat wanneer die tyd ryp word, dit ook sal gebeur. Niks is vir God onmoontlik nie, die engel Gabriël vir Maria gesê, toe die geboorte van Jesus aangekondig het. Toe God vir Abraham gesê het, hy gaan swanger word, hy en Sara, alhoewel hulle al baie oud was en verby swangerskap tyd was, en Sara selfs gelag het daaroor, het God ook vir hulle gesê, niks is vir God onmoontlik nie. En dis wat Jesus ook hierdeur vir sy disippels sê. Niks is vir God onmoontlik nie. Hy sê, hulle moet glo op grond van die wonderwerke, maar hy sê, hulle sal selfs nog groter wonderwerke as dit doen, en ek wil net gou daaroor ietsie sê. Na Jesus se hemelvaart, het Petrus en van die ander disippels tempel toe gegaan om te aanbid. En terwyl hulle daarheen op pad was, lees ons, het Petrus se skaduwee geval op van die mense wat krepeel was, siek was, wat daar gelê en bedel het, by die toegangsroete na die tempel toe. En net omdat sy skaduwee op hulle geval het, het hulle gesond gemaak. Want God het hulle gesond gemaak. Hy het hier die belofte van Jesus, dat nog groter dinge deur hulle sal gebeur, waargemaak. En ek glo dis 'n belofte wat vandag nog vir ons geld. En daar gebeur vandag nog wonderwerke. Dit beteken nou nie, dat ek vandag moet bid dat Dawid nou moet opstaan. Dis presies dieselfde as om te bid dat daar 'n Ferrari LaFerrari daar buite moet staan. Dis nie wat dit beteken. Maar as ek vir die Here vra, vir iemand se wedergeboorte, iemand wat hom nie ken nie, iemand wat op pad is om verlore te gaan, wat nie die weg na die Vader ken nie, en ek bid dit met 'n opregte hart, en ek glo dit met my hele hart, en dis God se wil, en hy die persoon uitgekies, en al die omstandighede, en die tyd is ryp en reg daarvoor, gebeur daar 'n wonderwerk, en daai wonderwerk is wedergeboorte. Wedergeboorte is 'n wonderwerk. Die oomblik as iemand 'n kind van God word, is dit 'n wonderwerk wat gebeur.
En God doen vandag nog deur ons wonderwerke, wanneer ons vir mense bid, dat hulle tot bekering moet kom en dit gebeur. God verhoor vandag nog ons gebede. Net soos wat hy vir die disippels beloof het. En daarom is God ook ons enigste troos, en omdat Jesus God is, en hy ons gebede verhoor, daarom is hy ook ons enigste troos. En as ons daarom vandag op ons knieë gaan en vra, Here, ons harte is stikkend. Ons is gebroke. Ons is regtig hartseer, want ons geliefde is nie meer hier op aarde saam met ons nie. Troos ons asseblief. Sal hy ons gebed verhoor. En op die regte tyd sal hy die trane afdroog. Op die regte tyd sal hy daardie hart wat nou so stikkend is, weer heel maak. Op die regte tyd sal hy my weer moed en krag gee om te kan aangaan, en vir my die krag gee om daardie verlange en daardie gemis en daardie vakuum wat nou ontstaan het, omdat hy nou nie meer hier by ons is nie, om dit te vul. En hy doen dit met sy liefde en met sy genade. En hy kan dit doen omdat hy almagtig is, omdat hy kan wonderwerke doen. En omdat hy ons uitnooi om in sy naam te bid. Kom ons doen dit. Kom ons vra die Here om ons ook vandag te vertroos. Hemelvader, in die naam van Jesus Christus ons Here, soos hy ons geleer het, kom ons vandag na U toe met harte wat stikkend en hartseer en gebroke is. En kom vra ons, Here, maak ons harte weer heel. Droog asseblief ons trane af. Maak asseblief die verlange en die gemis vir ons draaglik. En doen dit op die regte tyd, op U tyd. En gee dat nie ons wil nie, maar U wil sal geskied. So bid ons vandag, Here, vir al Dawid se familie en vriende, al sy naasbestaandes, vir elkeen wat hier is en ook elkeen wat dalk elektronies na hierdie boodskap na die tyd luister en kyk. Ons bid vir vertroosting, vir bemoediging en versterking soos wat dit U wil is. En ons vra dat U ook in die toekoms, wanneer daar vir ons moeilike besluite voorlê wat ons moet neem, by ons sal wees, vir ons wysheid en leiding en insig sal gee om die regte besluite te neem. Maar veral, Here, bid ons vir geloof. Geloof in Christus, die weg, die waarheid en die lewe. Sodat ons ook, wanneer ons woonplek in die hemel gereed is, gereed kan wees vir ons woonplek. En wanneer U ons kom haal, om vir ewig en altyd in U vreugde te deel, dat ons dit met opgewondenheid en met vreugde tegemoet sal gaan, want ons weet, daar is nie meer pyn, nie meer hartseer, nie meer verlange, nie meer droefheid of enige aaklige emosies nie. Net ewige hemelse vreugde. En Vader, ons sien daarna uit, na daardie dag wanneer Christus ook vir ons kom haal, wanneer ons woonplek gereed is. En dankie dat ons in verwagting daarna kan strewe, deur U lief te hê met ons hele hart, en ons hele siel en ons hele verstand, en ons naaste soos onsself, uit dankbaarheid vir ons verlossing uit genade, en uit genade alleen. Dit alles bid ons in Jesus se naam, en ons vra dit nie ons wil nie, maar U wil geskied. Amen. Geliefdes in die Here Jesus Christus, ons hemelse Vader, het dit so beskik, dat Dawid Hendrik Jeremia Roux deur die dood van ons weggeneem is. Hoewel die dood van 'n geliefde 'n groot verlies is waardeur ons diep bedroef word, gee die Here self sy troos en bemoediging. Hy het ons beloof dat hy ons smart verlig
dat hy ons met sy liefde en krag bystaan, en dat hy verder ook met ons gaan. Die Here Jesus het ook gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin, en kan die gelowige uitroep, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Daarom treur ons wel, maar nie soos mense wat geen hoop het nie. Deur die dood roep God die ongelowige mens tot bekering, en sy kind tot 'n nuwe toewyding. Jesus het vir ons aan die kruis gesterwe, sodat ons nie meer vir onsself moet lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en vir ons opgewek is. Daarom sê ons saam met Paulus, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Aan hom kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Ek wil graag ook vir ons nou die familiebrief lees. Uit die ketting van ons liefde is 'n kosbare skakel weggeneem. 'n geliefde eggenoot, vader, oupa grootjie, broer, skoonseun, familielid en vriend. David Drew. In die ouderdom van 76 jaar, 8 maande en 25 dae. Nee, ekskuus, 15 dae. Die oë wil nie meer so lekker kyk nie. Jammer daaroor. Hoe bitter swaar dit ook mag wees, hoe leeg jou plek as mens sal wees, sal ons jou ewig koester in ons hart en dra ons jou op aan God om te skitter in sy hemelse koninkryk, soos hy ons ook hierby op aarde bystaan. Sy heengaan word die betreur deur sy eggenote, dogters, skoonseuns, kleindogters, kleinseuns, agterkleindogter, skoonma, suster, broer, familie en vriende. Dan wil ek graag vir Henny van Ek, vriend, geleentheid gee om namens die familie huldeblyk en bedankings te doen. Goeiemôre, familie en vriende. Namens die familie wil ek graag die bedanking voorlees aan familie en vriende en liefdes. Ons wil graag ons opregte dank uitspreek vir elke gebaar van liefde en steun. Dit is iets afspreek vandaag. 'n spesiale dank aan Dominee Sarel en die susters wat al van die gemeente vir die waarneming van die diens en die bediening van die drinkgoed. Dankie ook vir die pragtige blomme van Flowerspot en die verversings van Sweet Fiddlefies en Freddy's. Ons waardeer ook vereniging en van die Ryepark se spanne vir hulle professionele hantering van die logistiek en reëlings. Dankie ook aan Dr. Naiden en die personeel van die vereniging vir hulle deernisvolle sorg en dat hulle verdadig maklik en fyn vooruitgang in die einde. Dankie
aan die familie en vriende wat hom in die hospitaal besoek het. En aan almal wat ons ondersteun het met eetes, speselgoed, met mooi geskenkies. Ons is ook dankbaar vir die gebed, boodskap en woorde onderhoorbaar. Laastens dan ook 'n spesiale dank aan Ma Magda vir haar daaglikse en onwrikbare ondersteuning aan haar gedurende die 6 weke in die hospitaal. Dankie dat julle hierdie tyd saam met ons gedeel het. Baie dankie dat julle na my geluister het. Baie dankie, Henny. Op die blaadjies is daar verskeie huldeblyke. U is welkom om dit by die huis rustig deur te lees. Ek gaan nie emosioneel in staat wees om dit alles te kan lees nie, maar by die huis is julle welkom om dit te kan lees. Een van Dawid se gunsteling liedjies was Halleluja lied 444, wat 'n vriend het ons in Jesus. Hy wat die weg, die waarheid en die lewe is. Ons gaan al 3 die verse sing, daarna gaan ons bly staan vir die uitspreek van die seën. As die seën klaar uitgespreek is, gaan die draers na vore kom, en dan gaan hulle vir ons die kus uitneem na die voertuig toe, en dan gaan ons buite by die voertuig geleentheid kry vir 'n laaste eerbetoon, en as ons daarmee klaar is, gaan ons 'n gebed doen, en na die gebed gaan die voertuig vertrek. As die voertuig klaar vertrek het, is jy welkom om weer terug te kom hier binne in die kerk verversings te kom geniet. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Mag die Here julle seën en julle beskerm. Mag die Here tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Mag die Here julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Mag die Here julle trane afdroog en julle stikkende harte weer heel maak. Amen. Weet jy wonder soms hoekom dinge moet gebeur, en ek weet jy baie vra en jou hart is baie seer. Ek weet my plek is leeg langs jou, ek sal altyd by jou wees, as jy na my verlangde, ek is by jou in die gees. My tyd op aarde is verby, my lewe was afgemeet, en ek weet jy moet agterbly, maar ek sal jou nooit vergeet. Ek is nou in die hemel, en ek wil nergens anders wees nie, want hier is ek gelukkig, hier kry ek nooit meer seer nie. Ek is nou in die hemel, en my hart is daar by jou. Nou is ek die engel wat se vlekker om jou heen. Ek sien jou trane elke dag, ek wees, ek kon dit afdroog. Ek wil nie hê jy moet huil nie, kyk, ek is daar in die reënboog, hier sal ek altyd wag vir jou, hier in ons hemelhuis. Ek hoop jy volg die regte pad, tot hier by die kruis. My tyd op aarde is verby, my lewe was afgeneem,
is nou in die hemel en ek wil nergens anders wees nie, want hier is ek gelukkig. Hier kry ek nooit meer seer nie. Ek is nou in die hemel, my hart is daar by jou. Nou is ek die engel wat so flakker om jou hou. Nou is ek die engel wat so flakker om jou hou.